Regleerders, kom ons kyk vandag na rente en in die geval kyk ons na saamgestelde rente. Nou kom ons kyk eers na wat is saamgestelde rente? Saamgestelde rente is die rente of die tipe rente wat die mees algemene tipe is wat finansiële instellings gebruik. Dit is wanneer rente wat jy verdien op 'n deurlopende basis by die kapitale bedrag getel word of wat jy betaal. En ons sê dit sommer eenvoudig in eenvoudige taal, dit is rente op rente wat jy betaal of verdien. Dit is wanneer die rente bereken word, word dit elke keer op 'n ander bedrag bereken en daarom sal die rente wat jy verdien of betaal of gehef word, is elke keer verskillend, want die bedrag wat jy gebruik aan die begin van elke tydperk is anders. Ok, kom ons verduidelik vir mekaar hoe werk saamgestelde rente en ons vat hier as 'n voorbeeld 'n rentekoers van 12% per jaar. Nou dit kan of jaarliks saamgestel is, dat beteken ons gaan die hele 12% per jaar gebruik, leerders. Rente word slegs 1 keer per jaar ontvang wanneer rente jaarliks saamgestel word. Dit beteken as ons jaar daar so sien, Januarie tot Desember is al 12 maande. Dit beteken aan die einde van Desember of aan die einde van 12 maande, maar in die geval Desember maand, dan ontvang jy eers rente en dit is teen 12%. Ok, dan het ons die volgende ene is halfjaarliks saamgestel. Wanneer rente halfjaarliks saamgestel word, ontvang jy of betaal jy 2 keer per jaar rente. Dit beteken as die rentekoers 12% per jaar halfjaarliks saamgestel is, beteken dit is 6% per halfjaar. Vir elke 6 maande 6%, en die tweede 6 maande 6%, wat beteken as ons dit bymekaar tel, dan is dit weer 12% vir die jaar. Rente word dus 2 keer per jaar gehef of ontvang. Na elke 6 maande, beteken die eerste 6 maande ontvang jy rente, en dan die tweede 6 maande ontvang jy dan rente. Die volgende ene is ons kwartaalliks saamgestel. Weereens, as die rentekoers vir jou gegee word vir 12% per jaar, maar dit is kwartaalliks saamgestel, beteken dat jy kry 3% vir elke kwartaal. Dit beteken ons ontvang 4 keer per jaar rente of dit word gehef na elke kwartaal, omdat daar 4 kwartale in 'n jaar is. En dan het ek dit ook grafies so voorgestel, waar ons het eerste kwartaal ontvang jy rente, tweede kwartaal vir 3 maande ontvang jy rente, derde kwartaal en so ook die vierde kwartaal. Maar vir hierdie video spesifiek gaan ons net gaan kyk na saamgestelde rente wat jaarliks saamgestel is. Kom ons kyk na voorbeelde. Die eerste voorbeeld wat ons het is Alex het een Saterdagoggend 'n lotto kaartjie gekoop. Ja. Hoe wens almal nie, hulle kan ook 'n Alex wees nie. 'n Lotto kaartjie gekoop en hy het 1,2 miljoen rand gewen en daardie bedrag wat hy gewen is belastingvry. Ok, maar kom ons kyk wat het Alex met hierdie geld van hom gemaak. Alex het al sy prysgeld, alles, teen 11,5% per jaar, jaarliks saamgestel vir 3 jaar belê. Die vraag is, hoeveel gaan Alex uitkry na 3 jaar? Belangrik, die tydperk is 3 jaar, daarom het ek hierso vir jou die jaar 1, jaar 2 en jaar 3 gegee. Ok, so in jaar 1 begin ons mos met 1,2 miljoen rand. Nou is belangrik wanneer hulle vir jou gee 1,2 miljoen rand,
Beteken dit, wanneer ons die berekening doen, moet jy mos nou hy 1.2 miljoen gaan skryf net in ons getalle in, en ons weet 'n miljoen het 6 nulle, maar die 2 na die komma vat mos een van die nulle weg, soos eintlik 1.200.000, wat ons dan vat, en ons sê is 11%, soos 111,5 gedeel deur 100, wat beteken aan die einde van jaar 1, staan Alex se geld nou. Die 1.2 miljoen rand wat hy mee begin het, is nou aan die einde van jaar 1, is nou 1.338.000. Nou begin Alex, jaar 2. Nie meer met 1.2 miljoen nie, hy begin nou met 1.338 miljoen. Wat beteken 1.338.000? En ons doen die proses weer met die 111,5 gedeel deur 100, wat vir ons aan die einde van jaar 2 staan Alex se belegging nou op R1.491.870 aan die einde van jaar 2. Dit beteken aan die begin van jaar 3 begin Alex die jaar, die finale jaar, met R1.491.870. En om daardie jaar se rente te bereken, en hoeveel hy gaan het aan die einde van jaar 3, vat ons daardie R1.491.870 en ons vermenigvuldig dit mos nou met die 11% wat ons skryf as 111,5 gedeel deur 100, so aan die einde van die 3 jaar het Alex 1.2 miljoen rand, 1.200.000 wat hy aan die begin van jaar 1 mee begin het, eindig hy aan die einde van jaar 3 met R1.663.435,05. Nou, as hulle moontlik vir jou vra, hoeveel rente het Alex ontvang vir die 3 jaar, dan vat ons mos nou net die bedrag waarmee hy aan die einde van jaar 3 geëindig het, en ons trek af die bedrag waarmee hy begin het. Dit beteken die R1.663.435,05 minus die R1.200.000, so Alex se rente vir die 3 jaar is R463.435,05. Dis 'n goeie belegging die gewees. So net omdat Alex sy geld vir die bank gegee het om van weg te sit vir 3 jaar, kry Alex amper R500.000 in rente terug van die bank af. 400 om presies te wees, R463.435,05. Kom ons kyk na 'n vraag uit 'n vraagstel uit September 2022, vraagstel 1.2.2, waar hulle sê die huidige graad 10 leerders by Tuso Hoërskool beplan om in 2024 matriek afskeid te hou. So hulle werk nou vir 2 jaar om genoeg geld te hê om die afskeid te hou. Hulle het begroot dat hulle R5.500 sou gebruik. Hulle het R4.500 fondse ingesamel, wat hulle in 'n spaarplan of spaarskema belê het, wat rente van 9,5% per jaar, jaarliks saamgestel gee. Nou wat ons moet doen, die vraag is verifieer deur alle berekeninge te toon of die klas se beleggingsbedrag na 'n tydperk van presies 2 jaar hul begroting sal haal. So nou gaan ons gaan 2 berekeninge doen, een vir jaar 1 en 1 berekening vir jaar 2. Weereens in jaar 1 aan die begin hierdie graad 12 leerders met R4.500 en die rentekoers is 9,5% per jaar. Dit beteken ons vat dit dan en ons sê 109,5 gedeel deur 100 en dan kry ons aan die einde van jaar 1 het hulle R4.927,50. Dit beteken nou weer, onthou, dit is die belangrike ding van saamgestelde rente.
Jy begin die jaar met 4.500 of 4.500 en jy eindig die jaar met R4.927.50. En nou aan die begin van jaar 2 het jy mos nou nie meer 4.500, jy het nou R4.927.50. Daarom begin jy jaar 2 met dit en jy bereken ook jaar 2 se rente op die bedrag van R4.927.50. Dit is soos volg. En ons vat dit en ons vermenigvuldig dit met die rentekoers van 9,5%. En ons gaan skryf dit as 109,5 wat ons deel deur 100, dan kry ons aan die einde van jaar 2 'n bedrag van R5.395.61. Wat beteken ons het nou geverifieer met berekeninge hoeveel hierdie klas se belegging of spaarskema gaan uitbetaal na presies 2 jaar. Dit gaan uitbetaal R5.395.61. Dit beteken dit is minder as dit wat hulle begroot het. Dit beteken hulle sal nie hulle begroting haal nie, want die bedrag is minder as hulle begroting. En dis hoe die puntetoekenning lyk vir daardie 5 punte. Ok, kom ons gaan kyk dan na die volgende voorbeeld. September 2023, vraagstel 1, vraag 5.2, waar hulle sê 'n entrepreneur word vereis om ten minste 'n kapitaalbedrag van 500.000 Nieu-Seelandse dollar te belê om hierdie visum te kwalifiseer. En meneer Klego se broer woon in Amerika en het aangebied om vir hom die kapitaal te leen teen 'n rentekoers van 8,75% jaarliks saamgestel oor 2 jaar. En nou vra hulle ons moet bereken hoeveel Nieu-Seelandse dollars meneer Klego na 2 jaar aan sy broer sal moet terugbetaal. Weereens, ons het 2 berekeninge, een vir jaar 1 en een vir jaar 2. En ons begin dit met 500.000 Nieu-Seelandse dollar, wat 8,75% is, en dan skryf ons dit as 108,75, want dit is persentasie vermeerdering, daarom skryf ons dit as 108,5 gedeel deur 100, en dan aan die einde van jaar 1, gaan daardie bedrag nou wees 543.750 Nieu-Seelandse dollar. Weereens, het jaar 1 begin met 500.000 dollar en hy eindig jaar 1 met 543.750, wat beteken vir 'n jaar het hy rente ontvang van R43.750 en ons kan dit sien. Dit beteken jaar 2, my kinders, begin hy met 543.750 en dit is die bedrag wat ons gaan gebruik om die rente vir jaar 2 te bereken. Dan skryf ons dit as 543.750 Nieu-Seelandse dollar vermenigvuldig met 108,75 wat ons deel deur 100 en dan kry ons aan die einde van jaar 2 'n bedrag van 591.328,13 Nieu-Seelandse dollar. En vir die 4 punte lyk dit dan nou so. So nou het ons die vraag beantwoord. Die vraag is ons bereken hoeveel Nieu-Seelandse dollars meneer Klego na 2 jaar aan sy broer sal moet terugbetaal. Dit is 591.328,13 Nieu-Seelandse dollar. Kom ons kyk na die volgende vraag. November 2022, vraag 5.2.1. Na 2 jaar en 8 maande het Ryan sy aandele verkoop en 'n finale bedrag van R1.529.360 ontvang. In Suid-Afrika sou Ryan 'n rentekoers van 8,1% vir 2 jaar en 8 maande jaarliks saamgestel ontvang het op sy belegging van R1.230.000. Nou Ryan beweer, hy sê dat as hy sy geld in Suid-Afrika belê het, die 1.230.000 in Suid-Afrika belê het, sou hy 14.000 meer op sy oorseese belegging
in vergelyking met die moontlike Suid-Afrikaanse belegging ontvang het. En ons moet nou gaan verifieer deur die berekeninge te toon of Ryan se bewering geldig is of nie. En dis 8 punte. Dit beteken ons moet nou gaan kyk in jaar 1 en jaar 2 is 12 maande en jaar 3 is daar net 8 maande. En hierso moet jy baie versigtig wees. Nou moet jy kyk veral in jaar 3 met die 8 maande. Ok, so ons gaan in jaar 1, soos ons dit altyd doen, begin met 1.230.000 rand en ons vermenigvuldig dit met die rentekoers van 108,1 wat ons deel deur 100, dis mos nou die 8,1% en onthou is persentasie vermeerdering, daarom sit ons hom op 108,1. Dit beteken aan die einde van jaar 1 kry Ryan dus nou 1.329.630. In jaar 2 begin ons met die 1.329.630 rand, vermenigvuldig met die 108,1 oor 100, dan kry jy aan die einde van jaar 2 het jy 1.437.330 rand en 3 sent. En in jaar 3 moet ons nou versigtig wees, want dit is 8 maande, daarom gaan ons dit begin met die nuwe bedrag, 1.437.330 rand en 3 sent, maar nou vat ons die 8,1% in ons dele deur 100, want ons maal het net met 8 van die 12 maande, so hier kry ons 77.615,82,162 rand, en daardie is net die rente vir die 8 maande. Dit beteken die bedrag wat ons mee begin het, in jaar 3 van 1.437.330 en 3 rand en 3 sent, tel ons by die rente van die 8 maande in jaar 3 van 77.615,8216 rand, kry ons dan nou die finale bedrag van 1.514.945 rand en 85 sent, en om ons gaan kyk of hy 14.000 meer gekry het, en in die oorseese land sou hy gekry het 1.529.360, en ons trek af dit wat hy in Suid-Afrika sou gekry het, en dan sien ons die verskil is 14.414 rand en 15 sent, wat beteken sy bewering is geldig. En dis ons punte toekenning dan ook daar sal lei vir ons 8 punte. Ok, dit is belangrik my kinders dat ons moet leer. Remember, fate doesn't make things easy. It makes them possible. You must believe in yourself and you must believe that it is possible to pass. And you will. Good luck. Hope you learn something from this video. Don't forget to like, comment and share.